Verder in ons studie van Markus hoofstuk 13. Ek gaan eers water moet kry. En ek begin met 'n aanhaling van 'n prediker. 'n Aanhaling. Hy sê, Christ could come at any moment. I believe that with all my heart. Not because of what I read in the newspapers, but because of what I read in Scripture. Okay, so hy sê, hy is nie besig om te kyk na die omstandighede in die wêreld en sê, dit moet naby wees, want kyk wat gebeur nie. Hy is besig om te kyk, sê, dit moet naby wees, want kyk wat sê die woord. En daar's soveel teksverse wat hierdie selfde beginsel duidelik maak, dat Jesus enige oomblik kan kom. Jakobus, ek het daar die Engels aangehaal, die afskrif daar, afkorting is Engels, maar Jakobus 5 vers 4 tot 9, of 7 tot 9, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee, totdat die vroeë en die late reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, so sterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby, byderhand is die idee. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. 1 Petrus 4 vers 7. Die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe, nugter om te kan bid. Titus 2 vers 12 en 13. En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, dis Christus wat gekom het en dit wat hy reeds gedoen het, en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Kyk, sodat ons Christus, dit wat hy vir ons gedoen het, en die genade van God het ons in Christus het, beweeg ons om hierdie te doen, en dan ook, vers 13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. So terwyl ons verwag dat Christus kan verskyn, dis wat hy daar sê. Right? Dit motiveer ons om so te lewe, om vroom te lewe, regverdig, ingetoe, begeerlikhede te verloon. Dan 1 Tessalonisense 5 vers 2. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. So volgens hierdie teksverse kan Jesus enige oomblik kom. En die vraag is, glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dit werklik? En as jy hierdie glo, dan moet dit mos 'n invloed hê op hoe jy gaan lewe vandag en môre. Want hy kan enige oomblik kom. Maar hy kan enige oomblik nou hier wees. En waarmee is jy dan besig? So Jesus kan vandag kom en die vraag is, glo jy dit? Maar meer belangrik is, glo Jesus dit? Glo Jesus dit? Is dit wat Jesus ons geleer het? Die apostels het in ons gedeelte, Markus 13 vers 4, het hulle gevra, wat is die teken wanneer hierdie dinge volbring word? Weet, wanneer die einde kom en wanneer u koninkryk in plek gaan sit, is deel van wat hulle vir hom vra. En wat het hy geantwoord? Het Jesus geantwoord, daar is geen tekens nie? Nee, hy het nie. Hy het geantwoord in vers 5 tot 13, dat daar is tekens. Die einde begin naderkom, maar hierdie tekens is soos die eerste kontraksies van geboorte. Dis is heel begin, maar dit is nie duidelik, jy kan hierdie nog nie regtig gebruik nie. En toe in vers 14 sê Jesus, die teken is die gruwel van verwoesting. Dis wat ons 2 weke laas terug gesien het. Ons het 2 weke terug gekyk, en dit lyk of hierdie teken gaan gebeur wanneer die anti-kris kom, en in die tempel ingaan, en homself daar gaan verklaar as God. Soos wat 2 Tessalonisense 2 vers 4 sê. En daarna gaan daar 'n beeld opgerig word wat hom verteenwoordig en gaan daai beeld daar bly in die tempel, soos Openbaring 13 vir ons leer. En hierdie gruwel is die teken dat die dag van die Here, die groot verdrukking gaan begin en eers daarna gaan Jesus terugkom. So dan kan Jesus mos nie vandag terugkom nie. As dit die teken is. En nog nie gebeur nie. So moet ons kyk vir tekens en spesifiek daai teken, of moet ons kyk en verwag dat Jesus gaan kom? Dit is die vraag wat ons vandag na kyk. En die teks wat ons vandag na kyk, hanteer spesifiek daai vraag. Okay, dit skep hierdie kontras, dit skep hierdie dilemma vir ons.
'n kontras tussen, kyk daar is tekens wat jy kan sien, en wat dit duidelik maak, Jesus se koms is naby, en aan die ander kant, Jesus wat sê, ons moet gereed wees, want ons weet nie wanneer hy gaan kom nie. Ons moet waak, ons moet oppas, ons moet op die uitkyk wees. Kom ons lees ons teksgedeelte saam, Markus 13 vanaf vers 28 tot 37. Markus 13 vers 28, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis gaan, wat sy huis agterlaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elkeen sy werk en aan die deurwagter bevel gee om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand, of in die middag, of met die hane gekraai, of vroeg in die môre nie, dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak, waak. En ons opskrif vir vandag is jy gereed? Jesus kom, hy kom enige tyd. Is jy gereed? Jesus kom, hy kom enige tyd. En Jesus begin daar in vers 28 en hy sê, en leer van die vyeboom. So sy eerste punt wat ons sien is die les van die vyeboom. So daar's 'n les wat die vyeboom ons moet leer en dan sal 'n les in vers 34 wat die eienaar wat weggaan en op enige tyd kan terugkom, ons leer. 2 lesse, 2 illustrasies. Kyk dan vers 28. Sê leer die les van die vyeboom of leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. Nou die vyeboom is een van die laaste bome om sy blare te skiet in die lente. Nou wanneer 'n boom so begin, dit is nou winter gewees gewoonlik, okay, en nou begin dit warmer word, daar's sapvloei wat begin gebeur, dan begin daai groeipunte van 'n boom begin sag word, hulle begin geleidelik oopgaan en dan skeur hulle oop en dan kom die blare uit. Okay, dis wat Jesus hiervan praat. Wanneer daai tak al begin sag word het en nou gaan die blare uitkom. En die vyeboom is nie uitsondering, hy werk net so. Die enigste verskil is die vyeboom het baie laat, selfs laat in die lente het hierdie eers gebeur, het sy blare eers begin uitkom, het hy eers gebot. So as die vyeboom bot, en jy sien daai tekens, dan weet jy, hey, die somer is naby. Dis amper somer nou. En wat is Jesus se punt? Sy punt is dat daar is tekens wat ons wys oor die tyd wat dit is. Ons kan sien waar trek ons met die vyeboom in die seisoen, en waar trek ons met die tye. As ons kyk na hierdie tekens. En nou gaan Jesus hierdie illustrasie van die vyeboom toepas, of dit wat hy nou reeds gesê, dit het ons 2 weke terug gesien het. Kyk na vers 29. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, okay, so dit sluit nou hierdie gruwel van verwoesting in, die koms van die seun, die aarde en alles wat donker word, en Christusse wat verskyn, die begin van hierdie dinge spesifiek, okay, so wanneer jy hierdie dinge sien gebeur, dan dat dit naby is voor die deur. So lees net weer vers 29. So wanneer jy hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is voor die deur, dis wat jy kan weet. Nou eerstens moet ons raak sien, hiersoos dat Jesus sê hierdie tekens is sigbaar. Jy gaan hulle kan sien. Hy sê so wanneer jy hierdie dinge sien gebeur. So weet jy hierdie. Kyk, wanneer jy dit sien gebeur, die tekens is sigbaar. Dit gaan sigbaar, dit gaan duidelik wees. Jy sal weet wanneer jy hierdie sien, sê Jesus. Net soos wat jy na die vyeboom kan kyk en kan sien, wie begin hy bot, net so kan jy hierdie tekens na kyk en sien, dit is naby. Wat is die implikasie as hierdie tekens dan sigbaar is? Jesus sê, dan sal jy weet, as hierdie tekens, as jy dit sien, wat is die implikasie, dat dit naby is. Dis hoe die ou vertaling dit sê. So jy sal weet dat dit naby is, van die vertaling sê dat hy naby is. Die Grieks is bietjie sterker na die dit kant toe. So waarvan
praat die dit wat naby is? Wel, ons hoef nie te raai nie. Lukas gee vir ons die antwoord, Lukas 21 vers 31. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. So Jesus, as hierdie dinge gebeur, julle sien hierdie tekens, dan dit wat naby is die koninkryk van God wat gaan kom, so Jesus wat gaan kom, en sy koninkryk wat gaan begin. Dit gaan naby wees. En onthou, in Daniël, het hy al hierdie visioene van hierdie verskillende koninkryke, en elke keer die laaste koninkryk word vervang met God se koninkryk. Dis waarvan hy praat hierso. Kyk, dat die koninkryk van God naby is, daai finale koninkryk wat Christus oor gaan regeer. Die punt is, dan gaan Jesus kom, en sy koninkryk gaan begin. Dit gaan dan naby wees. Lukas maak dit ook duidelik dat die illustrasie van die byeboom gaan spesifiek oor daai begintekens. So as jy die begin van hierdie tekens sien, dan weet jy dit is naby. Hy sê dit in vers 28 en 29 van hoofstuk 21. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle gelykenis, let op die vyeboom. En daar is sy illustrasie. So wat Jesus sê is sy koms en sy koninkryk gaan, as hierdie tekens begin naby wees. Soos wat die somer naby is as ons sien die vyeboom begin bot, begin blare maak. Maar die implikasie van hierdie illustrasie is, dat as jy nog nie die tekens gesien gebeur dit nie, dan is Jesus se koms nog nie naby nie. Dis tog die logiese afleiding. En dit is al vreemd. Nee, dit is vreemd, gegee al die verse wat ons aan die begin al gekyk het. Al die verse wat sê, hy kom so diep van die nag en wees gereed en wees op die uitkyk vir sy koms. Nou gaan Jesus duidelik maak hierso met wie hy praat, wie hierdie tekens moet kyk en sien. Vers 30. Sê verwaar, ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. So as julle hierdie tekens sien, en nou weet julle dis naby, dan hierdie geslag gaan dit sien, wat dit sien, daai dinge gaan dan als gebeur. En hy begin daarso met voorwaar, met amen, waarlik. Jesus sê ons moet hierdie woorde van hom glo, dit is amper net ongelooflik. Ons moet glo dat as jy hierdie teken sien, dan sal die einde naby wees, en dan sal dit gebeur in hierdie geslag se tyd. Sal gebeur dan. Maar nou moet ons vra na wie verwys hierdie geslag? In wie se tydperk dit gaan gebeur? Een kommentator lys 6 interpretasies van hierdie geslag. Okay? 6 verskillende opsies. Daar's 4 van hulle wat weier aanvaar word in Christendom. Ek weet nie net liberale Christendom nie, goeie Christendom. Okay? Die eerste een is dat hierdie geslag verwys na die Jode. So die woord geslag word soms vertaal soos soort of soos tipe. Okay? Daar's 'n plek wat Jesus praat van hierdie demone, okay, wat nie kan uitgaan, hierdie soort, hierdie tipe demone kan nie uitgaan behalwe deur gebed en vas nie. Daai hele daai stuk. Okay? Selfde woord, geslag, tipe, soort. So wat Jesus dan sê is, hy verwys eintlik na die Jode. Julle, as die Jode gaan nie verbygaan nie, totdat hierdie dinge gebeur nie. En hierdie was die interpretasie wat ek geglo het tot so 'n paar jaar gelede. Dis dit wat ek gedink het hierdie teks oor praat. Maar die woord voordat, as hy sê hierdie geslag sal seker nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie, gee vir jou die idee dat wanneer daai dinge gebeur het, dan gaan die geslag verbygaan. En dis nie waar nie. Dit werk nie. So ek dink daar is die regte interpretasie. Die tweede interpretasie is dit dat hierdie verwys na bose en slegte mense meer in die algemeen. Okay. In Markus en in die evangelies omtrent elke keer wat die woord geslag gebruik word, is daar een of ander konnektasie met 'n bose en 'n slegte geslag. Ons het dit selfs gelees in die teks vandag. Dit was daar gewees. Okay. So dis praat dit van die idee van daar gaan slegte mense wees. Okay, en hulle gaan aanhou daar wees totdat hierdie dinge gebeur. Maar hoekom moes Jesus dit begin met waarlik? Hierdie is moeilik om te glo. Ek bedoel, hulle sou dit geglo het, dit is maklik om te glo. Dit maak ook nie sin nie. Alhoewel dit is 'n manier hoe die woord baie keer gebruik word. 'n Derde interpretasie sê hierdie verwys na die mense wat in Jesus se tyd geleef het. So Jesus sou dit so gesê het. Hy sou gesê hierdie geslag
julle. Okay? Dis die interpretasie, of dis die implikasie dan. En dit verwys dan dus na daai generasie van Jesus se tyd. Daai generasie sal nie almal doodgaan voor al hierdie dinge gebeur het nie. En hierdie siening, wat Preterisme genoem word, sê dat al hierdie dinge het dan gebeur tydens die Rome wat gekom het, Israel aangeval het in 68 tot 70 AD en Jerusalem vernietig het. En die interpretasie het heel aantal punte hierso, net as ons net na hierdie gedeelte kyk, nê, ons kyk net na wat hier staan, is daar baie punte wat dit ondersteun. Okay? Dit is 'n natuurlike manier om die teks te lees, dit werk natuurlik. Dit is ook hoe die woord gebruik word op ander plekke in terme van die generasie van nou. Die groot probleem met hierdie siening is dat die gebeure van vers 14 tot 27 het bloot net nie gebeur in 70 AD nie. Al jy kan sê daai dinge het als gebeur met die val van Jerusalem is om daai tekste te vergeestelik, om dit meer allegories te gaan interpreteer. En nie net daai tekste nie, maar al die tekste in die Ou Testament jy dit ook mee gaan doen waarna daai verwys. So nou is al klomp tekste wat jy anders te moet gaan interpreteer. Maar soos ons 2 weke terug gesien het, pas 'n letterlike interpretasie van die teks baie goed en val al die stukkies baie mooi in plek. Ons het dit 2 weke terug so als bymekaar gesit. Die laaste interpretasie sê dat die woord generasie beteken generasie en nie 'n tupel of 'n groep nie. En gewoonlik verwys dit na 'n bose generasie, soos wat dit gewoonlik doen in Markus, maar die hierdie help ons om dit te verstaan. Die hierdie generasie maak dit duidelik, die generasie waarvan Jesus verwys, is die generasie wat die tekens sien gebeur. Okay, dit is hoe die woord hierdie gewoonlik werk. As ek vir jou sê, hierdie konsep, dan moes ek oor daai konsep iets gesê het voor hierdie. Al ook dit anders kan doen, is as ek vir jou fisiese ding dan kan wys en sê, hierdie houer. Right. Maar as dit nie 'n fisiese konsep meer is, dan moet dit altyd so gebruik word. En dit word so gebruik baie plekke. Inteendeel, dit word op die ander plekke in hierdie selfde teks so gebruik ook. Hier's 'n ander voorbeeld waar dit so gebruik word. Johannes 4 vers 13 tot 15. Dis Jesus met die vrou by die put. Jesus antwoord en sê vir haar: elkeen wat van hierdie water wat sy van gepraat het, die fisiese water, okay? En sy het nou net daarvan gepraat, drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opskrim tot in die ewige lewe. En die vrou sê vir hom: Here, gee my, en die ou vertaling om dit half duideliker te maak, dit daardie gaan vertaal, maar is presies dieselfde woord. Gee vir my hierdie water waarvan jy nou net gepraat het, hierdie konsep waarvan jy gepraat het, dis nie 'n fisiese ding nie. Sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Okay? So dit is hoe die woord baie keer gebruik word. So hierdie praat dus van die mense wat Jesus nou net oor gepraat het. Dit moet die mense wees wat hy nou net voor hierdie oor gepraat het. En van wie het Jesus nou net gepraat? Vers 29. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is voor die deur. So die mense wat hierdie dinge sien, hulle moet verstaan, dis voor die deur. Dit gaan gebeur in hulle tydperk. Dit gaan in daai tydperk gebeur. Dis wat hierdie dinge sien, hierdie mense wat hierdie dinge sien, dit is die generasie waarvan Jesus praat. En in hulle tyd sal die koninkryk kom. So Jesus is nie regtig hier besig om vir ons 'n tydaspek te gee in terme van waar in geskiedenis gaan hierdie gebeur nie. Hy is besig om te sê, hierdie mense wat hierdie tekens sien, dit gaan in hulle tyd gebeur. Weet, ek is dan voor die deur. En ek dink hierdie laaste interpretasie is die beste ene, gegeewe die taal en gegeewe die konteks. Maar, en ons moet teruggaan hiernatoe, die groter punt wat hierdie gedeelte maak, is dat daar is tekens wat gesien kan word, wat as jy hulle sien, jy verseker kan wees, Jesus se koms is naby. Hierdie tekens sluit in dat 'n tempel herbou moet word, want as daar anti-Christus wat homself in 'n tempel gaan moet plaas, dan beteken dit hy 'n tempel gaan moet herbou word. So dat die anti-Christus daaraan kan gaan en homself kan verklaar as God. En vir die van julle wat nie weet nie, is staan nie nou 'n tempel daar waar die tempel behoort te staan nie. Daar staan 'n Moslem moskee met die naam van the Dome of the Rock. Die rots, wat die koepel van die rots seker.
Daar is nie nou tempel nie. So hoe kan Jesus vandag kom as daar nie tempel is nie? Wat duidelik is vanuit Jesus se illustrasie in hierdie gedeelte is dat Jesus kan nie nou kom om sy koninkryk op te stel nie, om God se koninkryk op te stel nie. Dis waaroor dit gaan, het Lukas gesê. Behalwe as jy sê dat al hierdie dinge het gebeur in 70 AD. Dis al hoe jy logies kan sê hy kan nou kom, is of hy kan nie sy koninkryk nou kom opstel nie, of dit het alreeds gebeur in 70 AD. So die wederkoms gebruik as 'n tegniese term nou, okay? Want ons kan die wederkoms baie los gebruik, maar die wederkoms gebruik as 'n tegniese term, kan dis nie vandag gebeur nie. Daar is tekens wat eers moet gebeur. Maar wat van al daai verse waarmee ons begin het? Wat van die stelling waarmee ek begin het? Wat van die opskrif wat ons het? Wel, Jesus is nog nie klaar ons geleer oor die toekoms nie. In vers 32 tot 37 leer hy ons nog iets. Maar kyk eers na vers 31, want ons het hom nog nie hanteer nie. Sê die hemel, sê Jesus, en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. So julle kan hierdie dinge absoluut glo, dit sal gebeur. En hierdie is baie, baie sterk woorde vir 'n mens om te sê. Ek bedoel, wie kan sê, sy woorde sal altyd uitkom? Het gaan altyd gebeur. Het gaan nooit weggaan nie. Net God kan dit sê. En God sê dit baie keer in die Ou Testament. Wat Jesus hier doen, is hy is besig om te sê, my woorde is God se woorde. Ek is op dieselfde vlak as God. Ons sien hier sy goddelikheid. En dan in vers 34 gee Jesus vir ons nog 'n illustrasie wat vir ons vers 32 tot 37 opsom. So ons het eerstens die les gesien van die vyeboom. En daai les is dat daar is tekens voor die wederkoms en voor Jesus sy koninkryk gaan oprig. Dis die les. Nou is ons tweede punt, tweede les, die les van die eienaar op reis, vers 32 tot vers 37. Kyk nou na vers 32. Maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. Dit is baie interessant, dat Jesus dit sê. Hy het nog nie altyd gepraat van tekens, wat mense kan sien en weet dat die koninkryk gaan kom. Maar nou sê niemand weet wanneer nie, nie eers hy nie. En ons sien hierso dat Jesus is volkome God en hy is ook volkome mens. En hierdie stuk fokus hy nou weer op sy menslikheid, want hy praat hier van homself as die seun, hy praat nie van die seun van die mens nie. Daai is 'n verhewe term in Daniël, hierdie verheerlikte ene, hy praat net van die seun en hy fokus nou op sy menslikheid. So net interessant, in so 'n stuk sien ons God, Jesus se goddelikheid en sy menslikheid reg langs mekaar. So Jesus sê hierso, ja, maar ons moet net vra, hoe is hierdie moontlik, net dat Jesus vir die een kant gee hy vir ons tekens van wanneer hy gaan kom, maar hy sê hy weet nie wanneer hy gaan kom nie. Hierdie is wanneer ek kan kom, maar ek weet nie wanneer ek gaan kom nie. Hoe werk dit? Nou sommige probeer die dilemma op te los deur te sê Jesus weet min of meer die tydperk, wat is naby, ons weet min of meer die tydperk. En dis waarvoor die tekens is, maar hy weet nie van die dag of die uur nie. En daar's twee probleme met hierdie siening. Eerstens die woorde self. Kyk weer na vers 32. Dit sê maar van daardie dag en die uur. Dit sê nie van die dag en die uur nie. Dis nie die punt wat hy probeer maak nie. Jesus is nie besig om te sê nouliks ek het hierdie tydperk wat ek weet wanneer dit gaan gebeur, maar ek weet net nie van die dag en die uur nie. Hy sê nou ewe skielik daardie dag en die uur. Tweedens, as jy glo soos ek doen, dat die gruwel van verwoesting gebeur in die middel van jou 7 jaar van Daniël se laaste week, dan beteken dit jy kan die dag bereken. Beide Daniël en Openbaring gee vir ons dae om te kan bereken. So ek glo nie hierdie is die beste manier om die dilemma op te los nie. En daar's baie en daar's goeie ouens wat dit so sien en so interpreteer en ek is gemaklik daarmee dat ons hier verskil. Dis 'n klein verskilletjie, nie 'n groot ding nie. Baie ouens, baie goeie ouens sien dit so. Maar ek dink hier is die beste manier om die dilemma op te los nie. Nou gaan ons eers die dilemma nog groter maak voor ons kyk na die oplossing. Kyk na vers 33. Jesus sê, pas op, waak, en aan die 53 vertaling sit by en bid. Okay? Dis vanuit
Matteus se gedeelte sover ek dit het. Ander vertalings het nie daai een bid nie. So pas op en waak, want jy weet nie wanneer die tyd daar is nie. So Jesus self glo dat ons moet gereed wees vir hom op enige tyd te kan kom, want ons weet nie wanneer hy gaan kom nie. Nou as ons sê dat die tekens moet eers kom voor Jesus kan kom, of voor ons kan weet min of meer in hierdie tydperk gaan hy kan kom, dan beteken dit mos Jesus kan nie vandag kom nie. En dan hoef ek daarom nie vandag of vir die volgende rukkie op te pas of te waak nie. Daai opdragte maak dan nie meer sin nie. Maar Jesus sê, pas op en waak. Pas op, waak. Want jy weet nie wanneer die tyd daar is nie. En pas op en waak in die oorspronklike in die Grieks is in die teenwoordige tyd. Wat beteken hierdie is 'n aanhoudende opdrag wat jy moet uitvoer. Dis iets wat jy deurlopend moet doen. Altyd moet jy hierdie kan doen en moet jy hierdie doen. So jy moet die heeltyd moet jy oppas en moet jy waak. Maar wat bedoel Jesus as hy sê pas op en waak? Wat beteken daai woorde? Wel, dis die 4de keer net in hierdie gedeelte wat Jesus al gesê het, pas op. In die Grieks is letterlik om te kyk. So om op die uitkyk te wees, om versigtig te wees vir iets wat gaan gebeur. Dit is hoe hierdie woord nog heeltyd gebruik was. So waarvoor moet ons oppas? Waarvoor moet ons op die uitkyk wees? Vir Jesus se koms. Dis die illustrasie wat hy nou nog gaan gebruik. So ons moet op die uitkyk wees, ons moet gereed wees vir Jesus om te kom. Dis die oppas. Waak is letterlik om wakker te wees, om aanhou slapeloos te wees. Dis die idee. Dis meer letterlik gebruik. Okay, so die idee is van jy moenie gaan slaap nie. Wees wakker, wees waaksaam, wees gereed vir Jesus se koms. En hierdie is nie ons moet reg wees want anders gaan ons geoordeel word nie. Ja, verstaan hierdie. Dis nie pas op en waak want jy gaan geoordeel word nie. Dis pas op en waak want jy gaan beloon word. Christus gaan kom. En daarom moet ons gereed wees en daarom moet ons reg wees, daarom moet ons waak. En moet ons op die uitkyk wees vir dit om te gebeur. Die getroue slaaf, wat hard werk wanneer sy eienaar weg is en aanhou sy bes te gee, hy wag. Hy's op die uitkyk vir wanneer sy eienaar terugkom, want sy eienaar gaan hom beloon. Die slegte slaaf, wat nie getrou is nie, lui is, ander slawe dalk misbruik, hy's tot 'n mate ook op die uitkyk vir wanneer die eienaar gaan terugkom, want hy wil een of ander iets weet, sodat hy kan vinnig regmaak en maak asof hy getrou was. Hy's bang, hy word uitgevang. So jy kan dit op altyd daai maniere gebruik, afhangende van waar jy is. Maar hoekom moet ons oppas en waak? Jesus sê, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Die opdragte om uit te kyk, op die uitkyk te wees en wakker te wees, maak net sin, omdat ons nie weet wanneer Jesus terugkom nie. As ons weet, daar's eers die tekens, en dit gaan eers ons gebeur, dan is ons nie opgewonde dat hy vandag kan terugkom en ons beloon nie, of jy is ook nie bang as jy nie getrou is nie, dat hy gaan terugkom nie. Is die tekens. So hierdie opdragte maak nie sin as daar eers tekens is wat moet gebeur voordat ons kan weet Jesus gaan kom nie. En dan gaan Jesus en hy gee vir ons hierdie illustrasie, net soos wat hy met die vorige illustrasie gee, nou gee hy weer vir ons illustrasie, vers 34, vers 35. Kyk aan daar. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agterlaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elkeen sy werk en aan die deurwagter op bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand of in middernag of met die hanekraai of vroeg in die môre nie. Kyk, daai is al 4 hulle verskillende 3 ure wagtye in die nag. Kyk wat hy daarvan praat. En wat ons sien hierso is dat Jesus gee vir ons elkeen werk om te doen. Hy gee vir ons gawes. Hy gee vir ons dinge wat ons moet gaan doen en ons moet getrou wees. Ons moet getroue diensknegte wees wat dan gaan uitkyk en wakker wees en reg wees vir hom op enige tyd te kom. Want hy gaan ons beloon.
Maar weer is die punt, ons weet nie wanneer Jesus gaan kom nie. Jesus sê dit duidelik, vers 35. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar, en dis hy van die huis, kom nie. So ons moet die hele tyd gereed wees. Die hele tyd reg wees vir hom om nou te kom, want ons weet nie wanneer hy gaan kom nie. En omdat ons nie weet wanneer Jesus gaan kom nie, omdat Jesus enige tyd kan kom, kyk wat sê vers 36. Sê hy, dat hy nie miskien, die eienaar miskien kom en julle aan die slaap vind nie. Aan die slaap vind nie. Ons moet oppas, ons moet waaksaam wees, sodat ons nie aan die slaap raak nie. En hier is 'n jomentlike illustrasie van wagte in hulle tyd. Selfs die wagte in die tempel. Hulle moes wakker gewees het en die priester kon verbystap en elke keer as hy verbystap moes die ou opstaan en hy moes die priester groet om te wys hy's wakker. En as die ou gevang was in die slaap, dan was daar straf gewees daarvoor. Dit is jomentlik deel van die illustrasie. Maar wat is aan die slaap raak hier? Dit letterlik nie beteken ons mag nooit gaan slaap fisies nie. Nie fisies bedoel nie. Dit is om geestelik te vervlou, is een manier. Dit is om sonde te hanteer asof dit nie regtig gevaarlik is nie. Daar's sonde in jou lewe, jy's nie ernstig oor dit nie. Dit is om ongetrou te wees. Dit is om besig te wees met nie die koninkryk se dinge enigstens in jou wêreld en jou sekulêre werk is ons ook besig met die koninkryk, né? En is ons hart ook daarin om dit te doen tot God se eer, dis om nie dit te doen. Met soos is iemand wat net sonde met lig geraak is oor sonde. Ek is mos gered. Ek kan mos nie my redding verloor nie. So hierdie sonde is nie so gevaarlik nie. Dis deel van om te slaap. Nee, luister wat skryf Paulus. Romeine 8 vers 12 tot 14. Daarom dan broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die lewe doodmaak, sal julle lewe. So as jy aanhou net in jou vlees en jy vir vlees ingee, sê hierdie teks, sal jy sterwe. As jy gees leef, sal jy lewe. Vers 14. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou weet ons, was 'n werklike verhouding gewees met God. Is hulle kinders van God of nie? As ons aanhou in sonde en nie regtig omgee daaroor nie, dan gaan ons geestelik dood wees. Ons gaan geestelik dood gaan. Ons is geestelik dood dan. Dit gaan wys dat ons word nie deur die gees gelei nie en was nooit kinders van God nie. So waak, pas op, maak sonde dood, wees getrou, moenie slaap nie, want Jesus kom, en hy gaan enige tyd kom, en hy kom om te beloon. En hierdie opdrag om te waak, en om op te pas, is nie net vir hulle nie, maar vir elke generasie, al die generasies. Vers 37. En wat ek vir julle sê ek vir almal, waak, so wat ek vir julle sê, hier is vir almal, waak. Elke Christen van die apostelse tyd tot nou toe moet waak. Ons moet gereed wees vir wanneer Jesus kom. Die koms van Jesus, en as ons hierdie besef, as ons besef Jesus kan enige tyd kom, dan dien hierdie koms van hom as 'n wonderlike motivering vir ons. En die Bybel praat soveel hieroor. Ons kan na soveel teksvers toe gegaan het. Ek gaan net na 'n paar gaan. Net een of twee beginsels uitwys. Dit motiveer ons om getrou te bly, om aan te hou dien. 2 Timoteus 4 vers 1 en 2. Ek, as Paulus, besweer jou, Timoteus, dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewe en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Daar is hy fokus van die ewigheid. Dit kan kom. Verkondig die woord, so hou aan getrou wees om die woord te kondig. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. En dan net 'n paar verse later wys Paulus hoe dit hom bemoedig het om aan te hou getrou wees. 2 Timoteus 4 vers 5 tot 8. Maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening, want ek gaan binnekort nie meer daar wees nie, Timoteus sê hy. Okay, want ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is my voor weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee
en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Hoe mooi is daai nie, wat sy verskyning, wat net, Here, ons wil hê, jy moet kom, ons wil by u wees, ons is gereed, by u te wees. En dit het hom gemotiveer, vir Paulus om te volhard tot die heel einde toe. So Jesus wat gaan kom, wat enige tyd kan kom, is 'n wonderlike motivering vir ons om aan te hou, te volhard in diensbaarheid, maar ook om heilig te lewe, om rein te lewe. Die koms van Jesus help ons in 'n rein lewe. Titus 2 vers 11 tot 13. Want die reddende genade van God het aan ons alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldsbegeerlikhede te verloon en ingetree en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Okay, so Christus se genade, God se genade in Christus vir ons, dit beweeg ons om vir hom te lewe. En vers 13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlore Jesus Christus. So, ons lewe so, want ons het hierdie verwagting dat Christus gaan kom, dat hy gaan verskyn. En dan Kolossense 3 vers 4 en 5. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. En dan sê hy, maak dood dan. So omdat ons oë op Christus moet hou en die dinge daarbo, wat hy vroeër sê, en omdat Christus gaan terugkom en dit is ons lewe, dit is ons alles, daarom maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodsdiens is. So as ons werklik glo dat Jesus kan enige tyd terugkom, dat hy vandag kan terugkom, dan sal ons meer heilig lewe. Gaan ons meer heilig lewe. En die vraag is jy gereed vir Jesus om te kom? Is jy gered? Is jy seker jy is gered? Is jy bekleed met die geregtigheid van Jesus? Kan jy vir hom wat die lewe en die dode gaan oordeel, soos ons nou gelees het, kan jy voor hom staan? Is jy besig om 'n getroue dienaar te wees? Leef jy vir hom? Gebruik jou gawes om die koninkryk uit te brei? Het jy rede om op die uitkyk te wees en op die afwagting te wees vir hom om te kom, want jy weet jy gaan dan beloon word met hom. Sy teenwoordigheid. Of moet jy bang wees dat hy dalk wel vandag kom? Maar ons moet nou vra, hoe werk hierdie alles? Hoe werk dit? Hoe is daar aan een kant tekens, duidelike tekens, wat gesien kan word, wat Jesus sê dat jy hulle sal sien, net soos jy kan sien die vyeboom loop uit, en dan weer die tyd is naby, aan die een kant, maar aan die ander kant sê Jesus, niemand weet wanneer nie. Nie eers hy nie. So wees altyd gereed. Maar hoe los ons hierdie op? Wel, goeie teoloë het hierdie al op 3 maniere probeer oplos. Okay? En ek bedoel dit regtig as ek sê goeie teoloë, goeie ouens. Maar hierdie is nie 'n area wat ons skei van mense en konflik veroorsaak en so voorts nie. En nou Louis Berghof verteenwoordig die eerste manier. Berghof het 'n baie goeie sistematiese teologie geskryf in die 1950s wat gebruik was in baie teologiese skole waar hulle pastore opgelei het. Goeie boek, baie van waarde. Luister hoe hy hanteer hierdie. Hy sê, according to scripture, several important events must occur before the return of the Lord, and therefore it cannot be called imminent. Therefore, gaan hy verder, this Jesus, could not very well regard and represent his coming as imminent. Right? So hy sê, kan nie imminent wees nie. Okay, en imminent beteken dat dit enige tyd kan gebeur, want ons niks anders wat nog moet gebeur nie. So dis soos die volgende ding wat moet gebeur, en dit kan enige tyd gebeur. Dis die idee van imminent. Right? So volgens hom kan Jesus nie vandag kom nie. Dis nie imminent nie. Want ons tekens wat eers moet gebeur, eers moet vervul word. Nou hy besef dat daar is al hierdie ander verse wat sê dat ons moet gereed wees en op die uitkyk wees vir Jesus se kom. En hy lei selfs van hulle, maar hoe hanteer hy hulle? Wel hy vra, how can we then be urged to watch for the coming? En hy antwoord, watch for the coming through the signs. Okay, watch for the coming through the signs. En hy verwys dan
na hierdie gelykenis van die vyeboom as bewys dat ons hierdie moet doen. Right? Maar die feit bly staan dat as daar tekens is waarvoor ons moet kyk, dan kan ons weet dat Jesus nie vandag of selfs baie binnekort gaan kom nie. Dis verminder dit, daai siening verminder al daai tekste wat ons sê, wees gereed, wees wakker, wees opgewonde, wees op die uitkyk. Verminder dit. So basies wat hy sê, is moenie kyk vir Jesus nie, kyk vir tekens. Okay? Lees die koerant, wees bewus van wat gaan in Israel aan. Moenie kyk vir Jesus nie. En ek is oortuig, hier is nie wat Jesus ons leer in Markus nie. Okay? Die tweede manier hoe die dilemma opgelos word goed saamgevat deur Wayne Grudem. Nog 'n groter sistematiese teologie geskryf. Baie goeie boek, daar is wonderlike dinge in daai boek. Ja, en hy sê dat daar is wel tekens, en hy lys 6 tekens. Ja, en hy sê hulle gaan duidelik wees. En hy sê as ons hierdie tekens sien, dan weet ons Jesus se koms is naby. Maar hy probeer ook nog daai ander tekste hulle eie gewig ook laat gee en hulle te laat tel. Ja, en hulle in te plek te hou. En hoe doen hy dit? Hier is wat hy sê. Hy sê, it is unlikely but possible that the signs have already been fulfilled. En so wat hy sê is, daar's hierdie tekens, jy kan hulle sien, maar dalk het jy hulle gemis. So wat jy hulle dalk gemis het, moet jy gereed wees vandag. Right? Dalk mis jy hulle. Dalk mis ons almal hulle. Dit is wat hy sê. Maar hierdie werk ook glad nie. As die tekens nie duidelik is nie, dan is Jesus die illustrasie in Markus is vol plat van die vyeboom. Die hele illustrasie is dat jy kan dit sien en dis kan jy weet en hy sê waarlik jy kan hierdie dinge weet. So en is nie net daai, dis selfs die ander tekste wat dan ook nie meer heeltemal gewig het. Ek dink ek gaan eerder kan sien. Ek dink ek kan weet wanneer dit tyd is, nog nie tyd nie. Hierdie nog nie gebeur nie. En ek verstaan dit. Ek verstaan hierdie is 'n moeilike ding, hierdie is 'n moeilike komplekse ding hierdie. Die gedeeltelike preteriste, so dit is mense wat sal sê 'n groot stuk van Markus en 13 Matteus 24 is 'n vul in 70 AD, val min of meer in hierdie selfde kategorie. Behalwe hulle sê die tekens is klaar vervul. Ons weet hulle is klaar verby 70 AD, so hulle sal sê Christus kan dan beslis kom. 'n volledige preterist sal sê Jesus het klaar gekom, julle moenie eens kyk vir my, hy kom nooit weer nie. Ons is nou in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Okay, dis 'n vreemde. Full preterisme is 'n vreemde siening. Ek is oortuig dat nie een van hierdie oorhoofse 2 sienings gee genoeg gewig aan die tekste nie, aan elke groep van die tekste nie. En is dit nie duidelik dat hierdie albei moet waar wees nie? Dat albei van hierdie tekste sê vir ons waarheid. Kan ons nie net die tekste vat soos wat hulle daar staan en hulle glo nie? Maar hoe kan dit albei waar wees? Hoe kan daar tekens wees en tog kan Jesus enige tyd kom? Wel, wat van as ek vir jou sê, vers 27 en 30 praat van een gebeurtenis, en vers 31 tot 37 praat van 'n ander gebeurtenis. Verwys nie na dieselfde ding nie. En daar is leidrade in die teks wat hierdie vir ons wys. Kyk weer na vers 31. Jesus sê daar vers 31, maar van daardie dag. Die Grieks hierso, epide, word amper altyd, soos een uitsondering omtrent in Johannes, gebruik om 'n nuwe onderwerp te begin. So wanneer jy daai woorde sien, dan weet jy, ons praat nie meer van die vorige ding nie. Dis 'n nuwe onderwerp. Dis hoe dit gebruik word. Dit word so gebruik in Markus, word so gebruik in Matteus, word so gebruik in Handelinge, word so gebruik deur Paulus in 1 Korintiërs, oral oor. Okay. So Jesus se woorde beteken hierso, ek vertel julle nou iets anders. Okay? Iets anders. En Jesus sê nie maar van hierdie dag, daai selfde struktuur, dit wat ek nou net gepraat nie, maar van daardie dag. Nou daai woord daardie gee die geleentheid, die moontlikheid dat hy dalk van iets anders kan praat. Dis nie duidelik nie, maar daar's 'n moontlikheid. So dit los vir ons die deur oop. Dit gee vir ons hierdie tekentjies van iets anders te aan die gang. So ons moet vra as hy sê daardie dag, watter dag in die konteks praat Jesus van? Wel, Jesus het nog nie een keer van 'n dag gepraat tot nou toe nie. Hy het gepraat van daardie dae, meervoud, hierdie dinge, meervoud, daar was nog nie enkel fout ding gewees nie. En nou praat hy van daardie, een wat hulle sou verstaan het, dag. In hulle konteks, as hulle dink aan 'n dag,
dink hulle aan die dag van die Here. So hy is heeltemal besig om te praat van die begin van die dag van die Here. So hierdie leidrade wys dat Jesus praat nou van 'n nuwe onderwerp, 'n ander koms van hom. En tog kan ek insien dat mense maklik kan dink hierdie verwys na die wederkoms, na dit wat hy nou net van gepraat het, dat hulle daardie link met sy wederkoms. Dis ook 'n logiese manier om dit te lees. Daar's baie ouens, goeie ouens wat dit so sien. Dit gesê is ek oortuig Jesus gee vir 'n leidraad deur sy woordkeuses en die woord daardie dat hy praat van 'n ander dag. Hy praat van twee verskillende komste van hom. Hy praat van die wegraping nou. Okay. Jesus het dus eers gepraat oor die wederkoms en die tekens tydens die groot verdrukking wat voor sy wederkoms gaan gebeur wanneer hy gaan terugkom en dan gaan hy sy koninkryk oprig. En nou begin hy hulle leer van die wegraping. Maar hy kan hulle nog nie volledig hiervan leer nie. Dit is onmoontlik vir hom op daai oomblik, basies. Want die idee van die kerk wat deel in die nuwe verbond is nog 'n verborgenheid wat hy nog gaan oopmaak deur sy apostels later. Efesiërs 3 vers 3 sê vir ons, daai is 'n verborgenheid. So as hy hulle nou begin leer van hy kom terug vir sy kerk, hulle gaan hierdie dinge nie heeltemal kan verstaan nie. So hy gee vir hulle clues van, ek praat van iets anders, maar hy sê hulle nie heeltemal volledig nie. Die wegraping was 'n geheimenis wat nog nie oopgemaak is nie. 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. So iets wat nie oopgemaak was, nie geopenbaar was in die Ou Testament nie, maar nou geopenbaar is in die Nuwe Testament deur die apostels baie keer. Ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik en 'n oogwink by die laaste bassein, waar die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. So die wegraping wat voor die dag van die Here is, dis die begin van die dag van die Here, groot die groot verdrukking gebeur. Dit is die antwoord op die dilemma. Want dat daar is tekens wat duidelik is wat ons kan sien en Christus kan dadelik terugkom. Op 'n uur tyd wat ons nie verwag nie. So Jesus kan enige tyd terugkom om ons te kom haal en saam met hom te wees. En ons moet nie na tekens kyk nie. Dit is vir die wat in die groot verdrukking is. Hulle gaan die tekens kan sien. Ons moet gereed wees. Ons moet op die uitkyk wees vir Jesus om te kom. Ja, en so kom ons pas hierdie tekste toe. Hierdie twee illustrasie veral, kom ons pas dit toe. Het jy hierdie week dan gedink dat Christus binnekort kan terugkom? Lewe jy in lyn met daai waarheid? Lewe jy asof Jesus enige oomblik kan terugkom? Is dit dinge wat in jou gedagtes jou help? So wanneer jy deur moeilike omstandighede gaan en jy kies hierdie persoon hanteer my so sleg, maar ek kies om lig te wees, sout te wees in omstandighede. Ek gaan deur moeilike omstandighede, moeilike dinge, swaar dinge vir my, maar ek kies om aan te hou vas aan die geloof. Is deel van wat jou help die feit dat Jesus kom terug. Hy kom terug. Is dit wat in jou gedagtes is? En daar's soveel verse wat vir ons wys dat hierdie hoop, die hoop wat ons het op die ewigheid, nê? Maak nie saak of jy glo dit kan absoluut vandag gebeur en of dit daar's tekens is nie, maar hierdie hoop van die ewigheid, dit moet ons beweeg hoe ons vandag lewe. Dit is wat vir ons vashou, dit is wat ons hoop gee. En ons moet sê, leef ons hierdie prakties. Leef ons daai tekste wat ek aan die begin aangehaal, leef ons hulle prakties uit. Word jy bemoedig as jy dink Jesus gaan kom en hy kan vandag kom? Of is jy bang dat hy dalk vandag kom? En as jy bang is dat hy vandag kom, moenie probeer weghardloop of vlug nie. Hardloop jy's na hom toe. Gaan na hom toe. Gaan na Jesus en glo in sy lewe, in sy dood, dat dit genoeg was om jou te red. En vertrou dan in sy lewenswerk. Plaas jou geloof in hom en vra hom om jou te red. En jou opgemonde te maak ook dan vir hom om te kan kom en vir jou sekerheid te gee van jou redding. Gaan na hom toe. So is jy gereed. Is jy gereed? Jesus kom en hy kom enige tyd. Kom enige tyd. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons is dankbaar vir hierdie gedeelte en Here, dit was tegnies geweest vandag. Ons het
tegniese dinge, moeilike vrae hanteer. En Here, daar is goeie broeders in Christus wat van my verskil hierso. En ons sekerlik van ons wat met mekaar verskil ook in hierdie gedeelte, Here. Maar Here, mag ons aanhou vashou aan die feit dat U kom weer. En Here, mag ons hart ook wees, Maranatha. Ja, Here Jesus, kom gou. Maar Here, mag ons ook besef, deel van hoekom U nog nie gekom het nie, is wat U sê in 2 Timoteus 3 vers 9. Here, U begeer dat mense tot redding kom. Here, U het geen behaag in die dood van die goddelose nie, Here. Nou Here, U wil regtig hê dat mense gered moet word en U gee nog tyd. U is lankmoedig, U is genadig, maar dit beteken, Here, ons het werk om te gaan doen. Ons moet getrou lewe hier op aarde. Ons moet lig wees, ons moet sout wees. Ons moet die evangelie gaan leef. Ons moet die evangelie gaan verkondig. Here, help ons om te volhard hierin, help ons dat U koms en ons wat by U gaan wees en U gaan sien en U gaan geniet, dat dit ons gaan bemoedig, Here, dat dit ons sal dra in ons donker dae. Here, in die dae wat siekte kom, wat omtrent almal van ons gaan kom, Here, die dae wat ons nader aan ons dood kom. Here, mag hierdie dinge ook vir oom Jan en tannie Cora net dra ook, Here. Soveel ander van ons wat deur swaar kry gaan, Here, mag hierdie waarheid, daar's 'n ewigheid wat kom, daar's 'n opstanding wat kom, daar's 'n verheerlike liggaam wat kom, daar is om by U te wees wat kom. Mag dit ons help om te volhard, mag dit ons bemoedig. En Here, die van ons wat dalk nie U ken nie 'n verhouding met U nie, mag hierdie ook ons beweeg om na Christus te gaan en uit te roep vir redding. En mag U red, Here. Ons bid dit in U wonderlike naam. Amen.